Met Pinkster vars in ons geheue onthou ons dat die Heilige Gees uitgestort is. En dan lees ons in die res van Handelinge hoe die apostels hierdie boodskap gaan verkondig het en hoe ander mense ook die Heilige Gees ontvang het en die impak wat dit gehad het op hulle lewens. In Johannes 16 vers 13 word dit vertel oor die Heilige Gees dat wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy ons in die hele waarheid lei. En vandag wil ek vir ons uitnooi om te ontdek wat die waarhede is, wat God vandag nog aan ons bekend wil maak. Dit was vir die Jode in die tyd van Jesus se kruisiging baie onduidelik, dat Jesus die Messias was, dat hy die verlosser is, wat hulle self verwag het. En daarom het hulle hom gekruisig. So wanneer ons dan in Handelinge 8 lees van Stefanus, wat 'n vreeslike groot, lang preek lewer, waar hy verduidelik dat Jesus die Messias is. En wanneer hy daarvoor gestenig word, kan ons dit amper nie glo nie. Hoe kan 'n waarheid wat in die harte van die apostels en die disippels so geklop het, hoe kon daai waarheid nie duidelik gewees het vir almal nie? Die antwoord is natuurlik duidelik, dit was maklik. As ons vandag dalk gaan navorsing doen op YouTube en wil kyk na 'n aardbewing wat onlangs gebeur het of een of ander wêreldgebeurtenis, sal ons vinnig sien dat daar video's is wat nie werklik is nie. Dis deur AI gemaak, of dis vals, dit verwys ook heeltemal na 'n ander insident as die een waarna ons soek. Dis false information. En net so was dit vir Saulus. Kyk, Saulus, lees ons in Handelinge 8 vers 1 tot 2 of 3, hy het Stefanus se steniging ondersteun. En dit breek my hart op 'n manier, want Saulus word Paulus en ons is so lief vir Paulus. Paulus wat 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het, wat soveel gemeentes gestig het. Maar hy was eintlik 'n Jood om mee te begin. Hy was baie lief vir God en hy was toegewyde Jood. Hy was so toegewyd dat hy nie kon hanteer dat daar dalk onwaarhede versprei word oor hulle verwagte Messias nie. Maar wat doen God? Jesus kom na hom toe en gryp in spesifiek in sy lewe, maak Jesus Christus self aan hom bekend in Handelinge 9, en dit wil ek vandag vir ons lees, Handelinge 9 vers 3 tot 5. Terwyl hy onderweg was, dis nou Saulus, en naby Damaskus kom, het 'n lig uit die hemel hom skielik omstraal, en hy het op die grond neergeval, en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gevra, wie is u Here? En hy antwoord, ek is Jesus, wat jy vervolg. So op daai oomblik besef Saulus, die een wat hy vervolg, Jesus, die Christene, hy is werklik die verlosser, hy is werklik die Messias. En daai besef het sy hele lewe kom verander. Toe het hy begin glo wat die disippels reeds geglo het. Toe het hy ook bekeer en 'n Christen geword, en hy het nie net 'n volgeling van Jesus geword nie, maar een wat verkondig die boodskap van verlossing en die waarheid van Jesus. En hy het sy lewe daaraan toegewy. So toe het hierdie waarheid wat aan hom bekend gemaak is, sy hele lewe kom verander. En hy het sy lewe toegewy om hierdie waarheid ook aan ander mense bekend te maak. So ek en jy het dalk lankal hierdie waarheid besef. Ons het dalk lankal verlossing ontvang, ons hart vir die Here gegee, bekeer, en ons is nou 'n volgeling van Jesus. So waarom het ons nou vandag nog waarheid nodig? En dit weet ons uit Efesiërs 6 vers 10 tot 14. Hier staan, vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag.
Trek dan die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die listighede van die duiwel. Vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers en hierdie duisternis, teen die booste geeste in die hemelruim. Neem daarom die volle wapenrusting van God op, sodat julle op die dag van onheil weerstand kan bied, en nadat julle alles uitgevoer het, staande kan bly. Staan dan vas, deur julle heupe te omgord met die waarheid. En net tot daar wil ek lees. Die rede hoekom ons steeds moet vra vir God se waarheid oor ons lewe, is omdat die vyand die vader van die leuns is, en gereeld besig is om gedagtes by ons te kom plant, en om ons op die verkeerde paaie te lei, met hierdie leuns wat oor ons gespreek word. Hierdie leuns klink soos, God kan my nie regtig lief hê nie. My sonde is te veel of te groot. Ek is nie sterk genoeg, slim genoeg, mooi genoeg, maar genoeg. Ek sal nooit iets bereik nie. Niemand sal my glo nie. Niemand wil my hê nie. Ek het nie waarde nie. Wat het ek om vir myself te wys? Ek sal altyd arm wees. Ek sal altyd alleen wees. My lewe sal tot niks lei nie. Dalk is al iets wat in jou hart klop en jy sien net nie die vrug daarvan nie. Dalk is jy gedurig hartseer of dra jy swaar kry met jou. Die Here nooi jou uit. Laat toe dat hy sy waarheid oor jou kom spreek. Ons jaartema in die gemeente is praat met God. Hy nooi jou opnuut uit. Kom na hom toe met dit wat die vyand aanhoudend in jou oor fluister en gee dit vir hom, want hy het jou lief. Hy het sy lewe vir jou gegee. Niks sal jou ooit skei van God se liefde nie. Sy arm is nie te kort om jou by te kom nie, sy oor is nie te doof om jou te hoor nie. Hy is altyd naby jou. Hy hou jou vas. So reik daarom uit na God toe en vra vir hom om die waarheid in jou lewe te kom spreek daar waar die vyand 'n houvas begin kry, sodat jy kan lewe in die volheid wat Christus vir jou het. Johannes 10 vers 10 sê, 'n dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat jy die lewe kan hê en dit in oorvloed. Mag jy dit vandag ontvang. Ontvang dan vandag die seën van die Here daar waar jy is. Weet dat hy sy waarheid en sy liefde oor jou uitspreek, elke liewe dag, vars opnuut vir jou, omdat hy lief is vir jou. Amen.